Goeiemôre, jy's ingeskakel hier op Aktuele Sake saam met my Marius Bam en natuurlik Mike Bolhuis. Elke Woensdag 11:00 dan gesels ons 'n bietjie misdaad en algemene dinge wat mense doen en morele waardes en sulke tipe van dinge. Hierdie week het nogal 'n slegte tragedie gehad met daardie 12 of 13 kinders wat dan nou dood is in daardie gruisame ongeluk. En dis maar 'n misdaad teenoor kinders. En jy weet daar's nou baie bespiegelinge en dinge wat sê die drywer is so oud en hy was dronk en die en taxi was nie op die pad nie, hy het nie lisensie gehad nie. Maar dis nou weer maar deel van skinder en sop storieetjies en goed. Weet die feite van die saak sal ou nou eers weer later kan kry, maar die punt bly staan. 'n Ou het daai ding van 'n verantwoordelikheid teenoor jou kind om te kyk na sekere dinge en ag te gee daaraan en weet vooruit bietjie te dink. Dit gaan my verstand te bowe partymal hoe die meerderheid mense net doelloos in die lewe ronddwaal, is net doen in steede van dink en dan doen. En ek weet dan gebeur daar weet 'n ongeluk soos so iets of 'n fratsongeluk of iets gebeur vinnig soos 'n ongeluk en mense het regtig nodig om jy weet net bietjie te dink en veral as dit kom by kinders. Onthou daai koppe is nog basies leeg en alles wat gebeur in die wêreld verstaan hulle nog nie mooi nie. Hulle ken nie van veiligheid, al sulke tipe dinge nie. En dis kom ons so maklik misdaad teenoor kinders gebeur is omdat die gemeenskap 'n slap gat houding teenoor dit het. Dit is my gevoel daaroor. Maar goeiemôre Mike. Jy gaan nou vanoggend vir ons bietjie meer vertel oor misdaad teenoor kinders en natuurlik dan nou misdaad wat deur kinders gepleeg word. Môre almal, ek hoop dit gaan met julle goed en ons hoop julle is geseënd en veilig. Ja, Marius, dis wild. En ek wil uit die staanspoor uit sê, as jou kind of die kinders wat jy sien of kinders wie jy gaan ontmoet of al ontmoet het en mee te doen het. As jy hulle nie sien as die grootste investment in ons land vorentoe nie, then you need to change your priorities. Wat ons in die kinders sit en leer en onderrig is wat ons gaan later vrug van dra of nie. Jy kan dit nie aanheer of verander of wegstry nie. Wat jy in kinders insit, daai investment wat jy in kinders doen, in woord en lied en daad, in Christelikheid, in infrastruktuur, in lering en onderrig, dit is wat jy later van, soos die Engelsman gaan sê, van benefit en voordeel trek of nie. As jy kinders nalaat en verkeerdelik laat groot word en wetteloos los en nie reëls en regulasies en dissipline en alles wat nodig is vir 'n kind en behoorlik opvoed en beskerm en leer, dan kan ek jou verseker, gaan jy groot skade optel vorentoe met die kinders wat so groot word. En dis waar kriminaliteit begin. Onthou, elke superboef wat jy aan kan dink, as ek nou vir jou sê, dink aan 'n superboef, hy was 'n kind. En elke superboef, maak nie saak man of vrou wat jy nou aan dink, het 'n ma en 'n pa gehad. En ek kan nie 1,000,000% garantie dat gewoonlik as die ouers nagelaat het en bad was, dat die kind ook in misdaad sal betrokke raak, want dit is die mystery of iniquity. Ek het al gesien dat van die beste kinders groot word wat uit die ergste misdaadgesinne uitgebore is. En ek het die andersom ook al gesien, dat van die beste kinders wat die beste van die beste gekry het in hulle kinderdae,
het uitgedraai om superkriminele te word, soos wat ons nou weer eens gesien het, en ons het dit daai tyd gesê oor die Waterkloof 4. En daar's nou weer een van hulle wat gereeld in aanhouding maar betrokke was by misdaad. Van hulle het reggedraai en van hulle dan nie. En Christoph Becker kom uit 'n fantasties gesin wat alles vir hom gebied het, en nog steeds het hy en sy trawante moord gepleeg. Ons was destyds die eerste ondersoekers op die saak, en Vince Harris wat vir my werk al vir jare, was daai tyd die hoofondersoekbeampte van EGM, ernstige geweldsmisdade, en hy het die saak hanteer. En die laities was by my in die kantoor. En ek het hulle convince, want ek het gesien daar was 'n vrees en 'n moontlikheid van dat hulle behoorlike berou kan toon en die regte pad kan stap met behoorlike rehabilitasie, want hulle was toe nog minderjarig. Maar waaragtig, toe hulle hier weg is, toe is hulle beïnvloed deur prokureurs en familielede, en ja, dit het lelik gedraai, soos julle self weet. En ons het die sake ondersoek saam met die polisie, en julle onthou die historie, en dis in ieder geval alles nog op 'n projek. Maar wat ek probeer sê is dat kinders kan misdade pleeg. En daar is misdade wat teen kinders gepleeg word. En die grootste misdade wat gepleeg word teen kinders is nalatiging. Jy moet werklik waar uit jou pad uitgaan. Soos, jy weet, is maklik om te sê, jy weet, ek sal alles vir my kinders gee. Jy weet, baie keer praat mense onder hulle self en dan maak hulle sommer 'n simpel stelling van, ja, maar wat van as boewe in die huis kom en hulle het die guns teen julle almal en wat, dan sal jy sê, vat my. Ek sal alles vir my kinders gee. But it's easier said than done. Want daai is 'n fisiese situasie. En ek is seker almal ons as paas en maas sal dit doen. Maar die bottom line is, jou fisiese toetrede en beskerming teenoor jou kinders is maar 'n klein gedeelte, want dit gebeur selde dat jy dit hoef te doen. Jou emosionele en jou kommunikatiewe en lering en opleiding en rules and regulations en die opbrengs van jou kind op 'n daaglikse basis, die moets en moenies en die yes or no's wat jy moet uitvoer op jou kind is wat tel. Dit gaan nie net oor jy moenie met my tee praat nie. Jy moet die alternatief bied en jou kind leer om te kommunikeer. Jy moet jou kind leer om te leer, sy huiswerk te doen, goed te doen op skool, die deur oop te maak vir dames. Al die goeie goed wat ek en jy weet van toender dae moet vandag aan die kinders geleer word. Respek. Respek vir wet en die demokratiese land waar ons onsself bevind. Absoluut teenstaan teen wetteloosheid. Die gevare van rook, drank, sigarette, alle soorte sigarette en dwelms en skedule medisyne, al die goed waaroor ons altyd praat, moet die kind van weet en leer. Die gevare van pornografie. Dis die misdaad as jy hom nie leer nie. Want onthou, die nuuskierigheid van die kind is astronomies. En die beïnvloeding van die kind is astronomies. En dis hoekom baie kinders misdaadsgevalle raak van pedofilia en van kinderpornografie waarby hulle betrokke raak en of misbruik word, en dan ook seksuele aanrandings en verkrachtings wat teenoor hulle gepleeg word. Want hulle is so 'n maklike target. Dis maklik om 'n kind te verlei om hom oor te wen. Ons het al 'n diepte gesprek gehad oor pedofilia, wat van die mees ergste sake in die wêreld is. En 'n kind is klei. En die een wat met die kind te doen het en hom heeltyd brei en maak en vorm, is dit hoe die kind gaan uitdraai.
En as jy net heeltyd die kind wegwys en sê, gaan weg, of ek het nie tyd vir jou nie, of jy skree en raas net op hom, en of jy gee net die moenies en nie die moeds nie, en jy toon nie die kind liefde nie, kan ek jou nou al sê, gaan daai kind liefde by al die verkeerde plekke soek. En dit sal wees by enige van die middels wat ek genoem het, en dit begin met sigarette wat die grootste dwelm in die wêreld is, en daarna iets meer en groter, en dan eventueel seksueel ook, en dan, jy weet, as die jong mense van vandag is al so verward oor seksualiteit, dat seks is nou maar net 'n daad wat eenvoudig gepleeg word sonder liefde. Dis, soos die Engelsman sê, lust. En dis bad. En dan, wat 'n groot mens het jy? Jy het 'n wettelose groot mens. Jy het 'n groot mens wat groot geword het met al hierdie verkeerde goed wat ek nou genoem het, en nie standvastig is nie, en nie stabiel is nie, en nie professioneel is nie, en nie 'n verskil kan maak nie. Julle sal skrik as julle eintlik werklik waar weet hoeveel mense daar buite daar is wat regtig nie leiding kan neem nie. Kom ons toets dit bietjie. Julle kan bietjie antwoord na Marius toe. En jy moet nou mooi hoor wat ek hier vra. In jou gemeenskap, wie sien jy daar onder die kinders as absolute voorbeelde en leiers? Kom ons praat net van in laerskool eers, dan vra ek dit dieselfde oor hoërskool, en dan vra ek dit onder die groot mense. Sê vir my, watse kinders sien jy in enige omgewing waar jy jouself bevind, dat hierdie en daai kind, wow, ek sien 'n potensiële leier in daai persoon. Onthou nou wat leierskap elemente is. En dieselfde met hoërskool, en dan dieselfde met groot mense daarna. En hier is die skok, jy het ten minste 20 tot 30% behoorlike leierskap nodig in 'n omgewing, om 'n omgewing stabiel, professioneel en standvastig te kry. Want as jy nie leierskap het nie, dan is daar nie go-to guys en voorbeelde nie. Maar die mensdom het heeltemal weggeval in nalating van mekaar. En dis dieselfde in 'n huwelik. As jy jou vrou nalaat, wat dink jy gaan gebeur? En as jy as vrou jou man gaan nalaat, wat dink jy gaan gebeur? So dit gaan alles gepaard wat ek hiermee gesê het, gaan gepaard met absolute rules, regulations en ware liefde, en natuurlik in Christendom. Ons kan nie ons wegpraat van om nie Christendom in 'n gesprek in te bring nie. Ons kan nie net 'n gesprek hê oor misdaad of misdaad teen kinders en misdaad wat kinders pleeg en nie Christendom inbring nie. Want dan kan ons net sowel sê, hoorie, ons doen hierdie sonder God, en dit is 'n gesprek tussen ons nou oor kinders en wat het dit met God uit te waai. God het jou daai kind gegee, jy het 'n verantwoordelikheid teenoor God. God het daai kind geskape. God will always exist and he will always be there. En hy gaan altyd van ons vereis wat ons doen met dit wat hy vir ons gegee het. En 'n kind sonder God groot maak is 'n groot probleem, is 'n groot issue. En as jy hom nie in Salomo, wat die slimste man ever op aarde was, sê jy moet jou kind in die weë van die Here opbring. En dan sal hy vir jou plesier wees as hy groot is. Dit is duidelik in die Bybel. Dit is die moeite werd om weer 'n bietjie Spreuke te lees. Dit is fenomenaal. Maar dit is die grootste misdade wat teen kinders gepleeg kan word, is deur die eie mense wat naby aan hulle is, wat familielede is, wat supposed to be is om hulle te leer en te onderrig, en dit geld vir onderwysers ook, en vir die wat by universiteite hulle self bevind. Enige persoon met wie jy te doen het, moet jy help en leer en onderrig, in watter manier jy ook al gaan, in die korrekte manier met liefde. So selfs ek op my ouderdom leer nog steeds mense wat min of meer my ouderdom is en jonger is en minderjarig is, en in elke faset van die lewe moet jy altyd help om mense
te verbeter. Jy moet hulle nie nalat nie. As jy jouself isoleer en weghou van mense af, dan is dit soos 'n pinkie wat van die liggaam afval en sê, julle het my nie nodig nie, ek is maar net die pinkie. Onthou wat Christus sê, ons is almal wat in hom glo en sy kinders is, die liggaam. En as ons 'n liggaam is, kan die oog mos nou nie sê, ja, maar julle het my nie nodig nie, julle kan die ander oog gebruik. Of soos ek nou gesê het, die pinkie of die klein toontjie of wat ook al. Elke ding in die liggaam is nodig. Jou plumbing, jou asemhaling, as jy een ding van jou liggaam afhaal, is hy nie meer 'n kompleet liggaam nie. Hy is nie meer ten volle daar nie, en dit het 'n effek. Maar anyway, dit is uiters belangrik dat veral in 'n kind se lewe, aangesien hierdie onderwerp oor kinders is, maar jy moet groot mense en almal en enigiemand wat jy kan toetree en help en leer en help in liefde, né? Nie in beterwetigheid nie. In kommunikasie, behoorlike kommunikasie. Maar jy kan dit nie doen as jy nie die voorbeeld stel. Jy kan nie vir 'n ou sê, hoor jy moenie rook nie, dan staan jy met 'n sigaret in die hand. Daar is die beste voorbeeld. So jy kan nie vir 'n ou enigiets in die lewe sê, maar dan doen jy dit nie. You must practice what you preach. Maar kinders word nagelaat en dit is die grootste misdaad wat daar is. Ander vorms van nalating is baie keer aspris, is waar kinders gebruik word vir seksuele dade, as jy weet, as daar kinders is wat gebruik word vir kinderpornografie ensovoorts, dis alles misdade wat dan teen kinders gepleeg word. Die kinders is ook nagelaat, want dit is groot mense wat dit doen. So misdade teen kinders begin draai wanneer ander mense advantage neem van kinders, en of hulle steel of verkoop. Nou julle hoor baie min daarvan, maar daar's baie babas wat gesteel word. Nou nie in die honderde duisende nie, maar daar's baie. En in hierdie tipe van misdaad is so iets baie, as net een baba gesteel word. Dis al klaar te veel. En dan is daar die skokkende ding van ouers wat babas verkoop. Hulle hoor van iemand wat 'n baba wil hê, dan kry hulle heel wat geld en dan raak hulle nou pregnant en hulle verkoop die babas. En ons praat nie van die wettige maniere wat daar in plek is nie, ons praat van die onwettige maniere. En daar is al sulke gevalle wat geopenbaar was. En hierdie is natuurlik, hierdie tipe van misdade is word uiters konfidensieel en privaat gedoen, en al die partye betrokke is almal skuldig aan die misdaad, en dis hoekom hulle dit onderdruk en baie selde openbaar. Maar die kinderhandel is 'n internasionale ding en is eintlik 'n groot handel. En dit gaan tot groter kinders, tot so selfs 18, 19, waar meisies getarget word vir human trafficking. So menseroof is iets wat definitief daar is en nie gaan weggaan nie, en dit sal eskaleer. Mense het merchandise geword, 'n commodity. So mense kan gevat word vir verskeie redes. 1, gevat om geld terug te kry, kidnapping. 2, vir organe. 3, vir human trafficking, verkoop as seksslawe, muling. 4, en obviously om ingeneem te word in die seksstryd ook. En baie wegloopkinders word baie keer hierby betrek, en ons het 'n baie groot missing persons database, hoor. En baie van hulle is jeugdiges en jonges. Baie. En ons moet eintlik weer 'n projek uitstuur. Dit is letterlik groot getalle wat 'n ou daar kan plaas van nie net vermiste persone, maar onopgeloste sake oor jong mense en kinders. En misdade wat teen kinders gepleeg is. Maar kinders self kan ook misdaad pleeg, hoor. So obviously die heel jongetjies nie, maar daar is kinders wat vir hierso van 12, 13. En dan kan jy geensins anders die familie en die ouers en die wat betrokke is by die kinders blameer nie. Want daai kinders wat nou meeste misdaad pleeg, gaan uit vrye eie wil uit.
maar obviously deur swak ouerskap, swak reëls, regulasies, dissipline en opleiding ensovoorts, maar gaan uit eie wil uit die huis uit en vlug, miskien weens omstandighede, en raak betrokke by straatprostitusie. En dis 'n misdaad, natuurlik. En dan kinders wat betrokke raak by dwelms, en dan dwelms gebruik en dan dwelms verkoop, raak traffickers. En dan eventueel groei dit tot waar kinders nou in ouderdom is en dan begin om allerlei ander misdade te pleeg. So weer eens sê ek, 'n kind, 'n gebore kind kan miskien uitdraai in 'n superboef. 'n Superboef was eendag op 'n stadium 'n baba gewees. En toe was hy 'n kleuter gewees en toe was hy 'n tiener gewees. En alle omstandighede en alles rondom hom is 'n bepalende faktor. Ongelukkig weens die supermoderne wêreld waar ons onsself in bevind, is daar baie kere beïnvloeding van 'n verwagtingskap van 'n babatjie wat gebore word, en dan daai babatjie draai uit later dat jy kan sien hy het geen emosies nie, of hy het ander probleme, of hy het somme van die begin af neigings wat duidelik toon dat hy misdadig is en wreed is. En dis hoekom 'n mens so elke nou en dan 'n psigopaat dan raakloop, en die sal outomaties 'n krimineel wees. Maar daar's verskeie wangeboortes, as 'n ou dit so kan noem, en dit moet vroeg geïdentifiseer word en aangespreek word om te help. En dit is ongelukkig dat dit so gebeur. En dit is, soos 'n mens sou sê, such is life, dis die lewe. Maar as jy mooi gaan kyk, baie keer van die babas wat beskadig is, wat gebore word, as ek dit so kan noem, is van ouers wat dwelms gebruik het tydens verwagtingskap, of gedrink het, of onverantwoordelik was. Jy weet, jy hoor nooit van hierdie goed nie, want 'n vrou wat hierdie verkeerde goed doen terwyl sy verwagtend is, gaan dit nie noodwendig vir jou wys nie. En as jy haar sien rook, dan sal jy haar miskien aanspreek, maar dit is nie noodwendig dat dit gaan stop nie, en jy sal nie weet of die vrou iets nog steeds erger en sterker gebruik wanneer niemand sien nie. En van die vrouens gaan nooit vorendag kom en sê, ja, maar ek het nog steeds dit, daai en die ander ding gedoen, en ek was verantwoordelik, en op 'n stadium het ek geval, en ek het dit nou maar net gelos. Jy weet, dit gebeur. En dit is moeilik om hierdie goed te sê en om aan te hoor, but it happens. En die vrouens is verskriklik bang om geïdentifiseer te word, en hou dit dan stil. En as die baba gebore word, is die skade opsigtelik in die baba, soos wat die baba groei en ouer raak. En dit gee baie keer mee dat gebreklike babas gebore word, en verstandelik vertraagde babas. Dit is verskriklik. En daar's nie bietjie nie, daar's baie. En as jy deeglik ondersoek doen, terug, wat nie gedoen word nie, want dan is dit nou soos wat dit is, dan doen almal nou maar hulle moeite soos wat hulle moet, om met hierdie babas te deel en te versorg. En daar kan ook baie en ernstige nalating wees. Maar as jy nou ernstig hierdie goed ondersoek, kom jy baie keer agter dat die volwasse mense voor die verwagtingskap, die skuldiges is. Ek het van die verskriklikste baba saak al hanteer, mense, wat jou hare sal laat rys. Ek weet nie of julle die Delmas baba moord onthou nie, maar dis die moeite werd om daai projek te lees, maar baie en erger. Ek het al, en ek wil dit nie in ontsteltenis hier plaas nie, maar ek kan julle net min of meer sê, ek het al sake ondersoek waar mense baklei het oor 'n baba, en in die proses is die baba dood, van weens heen en weer trekkery. Anyway, die nalating van die mens weer eens is die oorsaak van geboorte, van die oomblik as wat die saadjie, die babatjie ontgin, tot waar die babatjie uit die huis uit is, het 'n ewige effek
op daai babietjie. Van in die maag tot baba, tot kleuter, tot tiener, tot uit die huis uit. Het die groot mens wat daarbey betrokke is en die mense wat daarbey betrokke is, die ouerskap, het 'n ewige effek oor hoe daai kind uitdraai. Ander misdade wat kinders pleeg is goed wat selfs baie keer in-house gebeur. As kinders steel. Mamma of papa se geld steel. Jy weet, kinders is baie nuuskierig en baie keer impulsief en doen 'n ding. En dis waar jy so 'n kind moet leer. So jy sal 'n kind moet leer om nie te steel nie. Die grootste misdaad vir my is lieg. Jy moet nog 'n kind kry wat nie lieg nie. Jy weet, dis in die natuur van die mens, veral van kinders, om stout te wees. Dit is nou maar so, is dit nie? As 'n klomp babas in een van hierdie wat noem jy dit, so 'n houte raamframes bymekaar sit, of hulle is bietjie ouer as babas, bietjie groter, en hulle begin al sit en kruip en te keer gaan. Hoekom byt die een baba die ander baba? Hoekom knyp die een baba die ander baba? Hoekom? Wie het vir daai baba geleer of gesê, hoorie, doen dit? Dis in sy natuur. Geen ouer het vir sy babatjie of sy jong kind gesê, hoorie, as jy ons nou by daai mense kuier, gaan julle almal saam speel daar buite. Jy weet, knyp hom, byt hom. So, dis in die mens se natuur om stout te wees, om verkeerde dinge te doen. En om, wat regtig net verkeerde dinge te doen van kleins af. En as jy dit nie leer nie, as jy nie daai baba aanspreek nie, en ek meen aanspreek, jy weet, jy moet so 'n baba optel en vir hom sê, en hy leer na 'n tyd wat beteken en as daai kommunikasie, jy kan ons nou nie 'n baba pak gee nie, of 'n kleintjie pak gee nie, maar soos dit later kom op 'n stadium, waar daar bietjie pak gegee moet word, is die tipe van 'n skrikpak, maar jy moet versigtig wees, want jy kan nie 'n kind seermaak nie. As jy dit nie leer nie, dan gaan daai kind aan met daai gesindheid van knyp en byt. Maar anyway, lieg is 'n groot storie, is vir my baie groot misdaad. Kinders like dit om te ja, ek het my huiswerk gedoen. Wat het jy na skool gedoen? Direk na skool huis toe gekom, maar in meantime was dit nie die geval nie. Wat het jy verkeerd gedoen? Nee, niks. Jy weet, as jy jou kind van kleins af leer om net eenvoudig die punch te vat en die waarheid te praat en daarmee te deel, is die moeilikste ding onder die son. As jy dit kan kry, kan ek jou nou al sê, is die kanse dat daai kind uitdraai in 'n misdadiger baie skraal. Maar laat ek dit so in jou stel. As almal van ons van vandag af nooit weer lieg nie, never ever lie, gaan ons almal hemel toe. En dan gaan ons ook nie misdade pleeg nie. Dink net daaraan. As almal van vandag af nooit weer lieg nie, in enige manier nie, ons almal hemel toe. Klaar, man. Want ons weet al alles klaar, wat ons weet wat ons moet doen, ons weet hoe ons die Here moet doen. Ons kan nie daaroor lieg nie. We know it. Want nie lieg beteken dat jy moet doen wat jy moet doen, anders dan lieg jy. So die kinders pleeg misdade, glo my, en sal ook van kleins af alles probeer om beste voetjie voor te sit en nie konfrontasie uit te lok nie, en konfrontasie te vermy, en jy weet, op 'n manier 'n vorm van baie ergere, en dit kan baie groot groei selfsugtigheid te toon. Jy sal baie keer hoor, en dit is so, dat ouers sal sê, daar is niks selfsugtiger as 'n babatjie of as 'n kind. Want dit is deel van survival. Dis in sy en haar natuur, die kind, om alles te kry en alles te eet. En jy moet daai kind leer om nie sommer daar te kruip en 1000 pote in die mond te sit nie. Daai kind weet dit nie, maar daai kind is in sy natuur om alles wat hy kry in die mond te sit. En soos hy nou bietjie ouer raak en jy het hom al hoe meer en goed nou geleer,
en hy's nou beter, dan kom hy op 'n stadium waar daai selfe vorm van alles moet na hom toe kom, voer hy deur in 'n vorm van selfsug. En dan raak kinders baie selfsugtig, bietjie ouer wil al die speelgoed hê, en hulle raak nydig en woedig as die ander kinders met hulle speelgoed speel. Dan moet jy hom leer om te deel, en nie om selfsugtig te wees. En as daar sweets uitgesit word, dat hulle moet deel. En van daai tyd af al respek toon. Die maatjies kry eerste en jy wat die hostes kry laaste. Al daai goedjies speel 'n rol. Selfsugtigheid vandag is een van die grootste probleme wat jy kan kry. Dis fenomenaal. En dit is in my opinie alles misdadig as 'n kind dit doen, want dit is misdadig in die sin van dit veroorsaak dat misdaad gepleeg gaan word. En dat 'n persoon misdadig leef. So, ek wil afsluit deur te sê, ou kan dalk nog hierdie onderwerp verder bespreek, maar die misdade wat teen kinders gepleeg word, is astronomies in Suid-Afrika. En die hoofmisdaad is nalating, omdat ons nie toetree nie. En dat ons hulle nie leer nie, en ons hulle nie onderrig nie, en ons hulle nie sien as ons biggest investment nie, en dat ons nie ware liefde vir hulle het nie. En omdat ons nie alles in ons vermoë sou doen, fisies, geestelik, emosioneel, materieel, infrastruktuur gewys, en in daai kind belê, om sodoende daai kind op te bring tot 'n ouderdom waar hy volwasse is, waar hy self weer dit kan toepas vir wat jy in daai kind invest het. As ons almal dit gedoen het en doen, is die misdaadsyfer minimaal. Minimaal. En ongelukkig weens die nalating pleeg kinders misdade. As dit gedoen was, sou kinders 'n minimale misdaad gepleeg het of in 'n misdadiger verander het. En jy moet observerend wees. Jy weet, toe ons op skool was, het hulle ons op laerskool was, en dit is daar wat in wat was dit, 60, so in die begin 60s was ek in die laerskool, by Laerskool die Poort. Toe het hulle op 'n stadium vir ons 'n eier gegee en 'n lepel by die skool. En ons moes heeldag met hierdie eier en hierdie lepel loop om verantwoordelikheid te identifiseer as jy na iemand omsien, na jouself, na jou werk en as 'n baba en as 'n kind en what have you. En weet jy wat, net, dat soveel eiers gebreek, maar dit is eintlik lagwekkend. Maar jy het tog gesien dat al wat kind is, het oral probeer vermy om in iets vas te loop, maar omdat kinders, laerskoolkinders is nou maar all over the place. So in anyway, die juffrouens en die onnies het 'n goeie punt by ons nagelaat, dat hy moet verantwoordelik wees vir die wat om jou is en jou werk en alles waarmee jy betrokke is. Dit is soos 'n eier. Don't let it fall. Be careful. En dis hoe ons moet leef, met die eier en die lepel. Ons moet kyk, ons moet versigtig draai, ons moet alles in ons vermoë doen, laat daai eier nie val nie, en dis jou kind. En dis jouself ook, dis jou vrou, dis jou besigheid, dis alles waarmee jy besig is. Maar anyway, Marius, ja, dis verskriklik as 'n ou hieraan dink, en armoede speel natuurlik 'n groot rol. Ou kan miskien 'n gesprek aanknoop oor die feit, maar hoekom is dit so vandag? Dit is werklik waar soos wat jy sê, Mike, dit is absoluut, die feit is so, but why is it like that? En ek wil vir jou sê, dat armoede, verhoed ouers om baie keer behoorlik na hulle kinders te kyk. Want ons het nog nie eens gepraat van fisiese nalating nie. Jy moet weet, as jy 'n huis het wat 'n behoorlike inkomste het, moet vergelyk met 'n huis wat net die broodlyn haal, is daar 'n ewige effek en verskil op die kinders in hulle opbrengs. En ons kan maar net vertrou op die Here dat daar genoegsaam is vir elke ouer vandag wat luister,
en vir elke ouer wat daar is, om die beste vir hulle kinders te kan doen met dit wat hulle het. Thanks Marius, Dankie Mike. groete, seën en liefde en alles wat mooi is vir julle. Baie Ek dankie. bid dat die Here julle almal ryklik sal seën met absolute wysheid, insig, magkrag, voorspoed, gesondheid en onderskeiding, dat julle barmhartig en genadig sal wees. Dankie Mike, ons waardeer jou. Thanks man, bye. Baie mooi loop.